Welkom by Wen Wiskunde. Ek is Mariska en vandag wil ek vir julle wys hoe die kortdeel en langdeel metodes werk. Wat die verskil tussen kortdeel en langdeel is en wat is die metodes wat jy kan gebruik of die stappe wat jy kan volg om hierdie metodes vir jouself makliker te maak. Kom ons kyk saam. Heel eers gaan ons kyk na die kortdeel metode. Die eerste som waarna ons gaan kyk is hoeveel keer gaan 3 in 257 in. Eers wil ons kyk hoeveel keer gaan 3 net in die nommertjie 2 in. Ons gaan eers die 5 en 7 uitlos. 3 kan nie in 2 ingaan nie en daarom gaan ons 'n kolletjie of 'n plekhouer daarbo insit. Nou word dit 25 want ons het nog glad nie die 2 gebruik nie. So hoeveel keer gaan 3 in 25 in? As ons 3-mal-tafel ken, gaan jy weet, dit is 8. As jy nie jou tafels ken nie, kan jy dit vir jouself so uitskryf, sodat jy dit nie elke keer uit jou kop uit van vooraf hoef uit te werk nie. So daar kan jy sien, dit is 3 mal 8. 3 mal 8 is 24 en ons het 25 hier. Nou moet ons gaan kyk. 25 minus 24 gee vir ons 1, so daar bly 1 oor en ons skryf die 1 langs daai 7. Nou werk ons met 17. 3 gaan hoeveel keer in 17 in? 5 keer. 3 mal 5 is 15. En dit wat oorbly is nou ons res. Die volgende som waarna ons gaan kyk is hoeveel keer, wat is 5133 gedeel deur 2? 2 gaan in 5, slegs die 5 in eerste, 2 keer. En daar bly 1 oor. Nou het ons 11. Hoeveel keer gaan 2 in 11 in? 2, 4, 6, 8, 6, 8, 10. Dit gaan 5 keer in 11 in. En weer bly daar 1 oor. Dit gaan nou 6 keer in 13 in. En daar bly weer 1 oor. En dieselfde sommetjie, 2 gaan 6 keer in 13 in. En aan die einde bly daar dan 1 oor. Kom ons kyk na 3924 en hoeveel keer 7 daarin gaan. As ons kyk in die 7-mal-tafel, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Kom ons kyk, ek dink nie ons gaan meer as dit nodig hê nie. Nou gaan ons eers net kyk, hoeveel keer gaan 7 net in 3 in? 7 kan nie in 3 in gaan nie, so ons sit weer 'n kolletjie as 'n plekhouer. 7 gaan hoeveel keer nou in 39 in? 7 mal 5 is 35, so hy gaan 5 keer daarin. En daar bly 4 oor. Nou het ons 42. 7 mal 6 is 42. So 7 gaan 6 keer in 42 in en niks bly oor nie. Nou het ons net 'n 4 om mee te werk. Kan 7 in 4 ingaan? Nee. Daarom moet ons sê, 7 gaan in 4 in 0 keer en daar bly 4 oor. Die laaste som vir die kortdeelmetode is 71604 en ons wil 5 daarin gaan deel. 5 gaan in die 7 slegs in 1 keer en daar bly 2 oor. Nou het ons 21 hierso waarmee ons moet werk. So as ons in 5 gaan tel, gaan ons sien 5 mal 4 is 20. So 5 gaan 4 keer in 21 in en daar bly 1 oor. Nou moet ons 5 in 16 gaan inmaal en 5 mal 3 is 15. So hy gaan 3 keer in 16 in en 1 bly oor. Hoeveel keer gaan 5 in 10 in? Dis 'n maklike sommetjie, 2 keer. 5 gaan in 4 in, geen keer nie en ons moet weer eens daai 0 gaan skryf en res 4 agter neerskryf. Daardie is die kortdeelmetode. Loer gerus, ek gaan nou die langdeel verduidelik. Heel eerstens gaan ek die tafels vir myself hier aan die kant neerskryf, sodat ek net bietjie vinniger by die antwoord kan uitkom. Want nie almal ken die 21-mal-tafel uit hulle kop uit nie. So as ek, dit is die mal 1, mal 2, mal 3, mal 4, 5 en 6 se antwoord. Daai behoort ons hulle entjie ver te vat. Kom ons kyk of ons net met daai kan werk. 21 gaan hoeveel keer slegs in die 3 in?
Hy kan nie in die 3 ingaan nie, so ons sit 'n kolletjie vir die plakhouer. Nou moet ons 36. Hoeveel keer gaan 21 en 36 in? 1 mal 21 is 21, so hy gaan net 1 keer daarin. Nou skryf ons, 21 mal 1 is 21 hieronder. Ons trek 'n streepie en nou moet ons daai twee van mekaar gaan aftrek. Wanneer ons dit minus, 6 minus 1 is 5 en 3 minus 2 is 1, kry ons 15. Die volgende stap is om die 5 daarbo af te bring nou. Nou sit ons met 155, so ons het eintlik nie genoeg hier nie, so ek gaan nog enetjie vir ons bysit. 21 maal 7 is 147, so 21 gaan 7 keer in 155 het ons daar neergeskryf het in. So wanneer ons 7 maal met 21, skryf ons daar 147 hieronder, en weer eens minus ons dit vir mekaar af. Ons moet gaan leen, 15 minus 7 is 8, en die res gee vir ons 0. Die laaste stappie is om daai 1 af te bring. Nou moet ons gaan kyk, hoeveel keer gaan 21 en 81 in? En dit is 3 keer. 21 maal 3 is 63, en dan gaan ons dit weer eens van mekaar af minus, om 'n res van 18 te kry. Baie mooi. Kom ons kyk na die 47. 9632 gedeel deur 47. So dit is 47, 94, 141, 188, en daar is tot die 5 maal tafel. 47 kan nie in 9 ingaan nie, so ons sit 'n plakhouertjie. Hoeveel keer gaan 47 in 96 in? Daar kan julle sien, 2 keer. So ons skryf die 2 bo, en 47 maal met 2 gee ons 94. So 96 minus 94 is 2. Nou bring ons die 3 af. Kan 47 en 23 ingaan? Nee, dit kan nie. Dan moet ons 'n 0 bo skryf, voordat ons die volgende getal mag afbring. Nou moet ons gaan kyk, hoeveel keer kan 47 en 232 ingaan? Hier kan ons sien, dit is 5 keer. 47 maal 5 is, gatsnee, nou het ek 'n fout gemaak. Kom ons gaan gou terug. Hy gaan nie 5 keer daarin nie, want 235 is te veel, ons het net 232. So hy gaan eintlik net 4 keer daarin. 47 maal 4 gee vir ons 188. En wanneer ons dan daai twee van mekaar af gaan minus, gaan julle sien, ons moet net 'n paar keer gaan leen hierso, dan kry ons 44. Baie belangrik is, as jy 'n res het, moet daai res altyd kleiner wees as waarmee jy begin het of waarmee jy deel. As die res te groot is, of groter as die getal is waarmee jy deel, moet hierdie boonste getalletjies wat jy hier neergeskryf het, groter gemaak word, want dan het jy nie ver genoeg afgegaan in die tafels nie. Kom ons doen nog 2 voorbeelde saam. So ek gaan weer die 34 maal tafel net hier uitskryf. Dit maak dit weer eens net bietjie makliker en vinniger wanneer ons die sommetjies doen. En as julle wonder, hoe weet ek, dit is die antwoorde? Ek tel die heeltyd 34 by die volgende getalletjie. Byvoorbeeld, 4 maal 4 hierso is 8, 4 plus 4 is 8, 3 plus 0 is 3, en die 2 komma bring ek net weer af. So 4 plus 8 is 12, enetjie oor, 1 plus 3 gee vir my 4, plus hierdie onderste 3 is 7, en die 2 kom af. So ek sê die heeltyd, hierdie boonste 34, tel ek elke keer by elkeen van hierdie, en dit is, so ek maal nie eintlik nie, ek tel net die heeltyd die 34 by. Ok, kom ons spring weg. Hoeveel keer gaan 34 in 5 in? Hy kan nie in 5 ingaan nie, so ons moet gaan kyk na 51. 34 maal 1 gaan in 51 in kan gaan, so ons skryf 34 daaronder, en dan gaan ons weer moet gaan leen,
om by daardie antwoord uit te kom. Dit is dan 17 nadat ons dit geminus het. Dan bring ons die 7 af. As ons hier gaan kyk, gaan ons sien 2, 3, 4, 5 maal 34 gee vir ons 170. So wanneer ons dan daai minus, kry ons net 7 en dan kan ons volgende stap is om die 9 af te bring. 34 maal 2 gee vir ons 68. So 34 gaan 2 keer 79 in en ons gaan dit dan weer eens minus en dan sien ons het 'n res van 11. Ek weet ons is aan die einde van die som, want daar is geen meer getalle hier vir ons om af te bring nie. Daarom skryf ek die res van onderaf nou boontoe. En die laaste som wat ek vandag saam met julle gaan deurdoen is 10.263 gedeel deur 59. So wanneer ons 59 maal, gaan ons die volgende kry, daar is die 3 maal, dan daai 4, ek skryf baie skeef, kom ek skryf dit net bietjie vir ons op, dan 5 maal, en die 6 maal, ek dink nie, ons gaan meer as dit nodig hê nie, kan 59 kan nie in 1 ingaan nie, so ons sit 'n plekke oor. 59 kan ook nie in 10 ingaan nie, so ons sit 'n tweede plekke oor. So ons werk met 102. 59 maal 1 is 59 en 59 maal 2 is 118. So hy kan slegs 1 keer in 102 ingaan. Nou gaan ons sê 1 maal 59 is 59. Nou kan ons daai gaan minus van mekaar af en ons moet nou eers gaan leen. So ons kan sê 12 minus 9 is 3 en 9 minus 5 is 4. Nou kan ons die 6 afbring. Hoeveel keer gaan 59 in 436 in? As ons weer, ek kan sien hier aan die kant, ons het nie ver genoeg die maaltafels opgetel nie. So ek gaan nog 1 of 2 vir ons doen. Das hy. Nou gaan ons hierso kan kyk, dit is die naaste een. So dis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 maal 59. 7 maal 59 is 413. So dan kan ons daai van mekaar af minus, dan kom ons by 23 uit. Laastens bring ons daai 3 af om te kyk hoeveel keer gaan 59 en 233 in. Dit kan nie 4 keer wees nie, want 236 is groter as 233, so ons gaan met die 3 gaan. 59 maal 3 is dan 177, en dan minus ons daai van mekaar af, met weer leen, en dan kry ons 'n res van 56. Is 56 kleiner as 59? Ja, dit is, so dan weet ons het reg uitgewerk, dit is dan 173 res 56. Ek hoop regtig julle verstaan langdeel en kortdeel se metodes bietjie beter en dat hierdie video julle sal help om oor en oor dit te oefen sodat die metode makliker vir jou kom in die toets. Baie sterkte en kyk uit vir my volgende video wat gelaai gaan word. Wen wiskunde, want enigiemand kan.